5 jaar gelede het Billy Cowley se naam bekend geraak in huishoudings en in die media. En nadat hy die Guinness wêreldrekord verbeter het vir die persoon wat die meeste Marmite binne 1 minuut geëet het. Hy het 420 gram Marmite in 1 minuut geëet. En 2 jaar later probeer hy toe nou 'n tweede wêreldrekord vir die Guinness boek vir wêreldrekords en dit was om die meeste Nutella binne 1 minuut te verorber, maar die soetigheid het hom so bietjie ondergekry. Daarna word hy 'n deelnemer aan die werklikheidstelevisiereeks Plaasjapie waar hy die persoon is wat die grillerigste en die vreemdste disse verorber het. Ons kuier vandag aan huis by Billy in Pretoria om te hoor hoe dit met hom gaan nadat hy vroeër vanjaar met fase 4 kanker gediagnoseer is. Kom ons gaan kyk hoe gaan dit. Wie is Billy Cowley? Wie is Billy Cowley? Ek voel amper ek is 'n vriend vir almal. Ek is altyd daar as iemand iets nodig het. Ek is nie iemand wat jou sommer die steek sal laat nie. Maar ek is ook 'n waaghals in die sin dat ek alles wil probeer. Mense obviously ken my natuurlik van my Marmite Guinness rekord wat ek gebreek het en asook my plekke in Plaasjapie in die eerste seisoen. So ja, dis maar in 'n vinnige nutshell week is. Vertel vir ons van jou kankerdiagnose. Dit het jy nou vroeër vanjaar uitgevind, hier van April af het dit begin. Vertel vir ons daarvan en hoe het jy dit van daar af stap vir stap benader? Ja, so ek is in April gediagnoseer, alhoewel hierdie journey van my eintlik Desember 2024 begin het. Ek het by Sun City gegly op 'n nat teel en ek het gesukkel om op te staan en ek was vir ekstrale en 'n sonar gewees. En hulle het my gesê, Billy, dit is miskien net 'n geskeurde spier of miskien net 'n gerekte spier. So ek was 'n fisio vir Januarie, Februarie en Maart en dit het eintlik erger geword. April toe is die 4 April toe die MRI gewys dat daar is kanker in my heup, in my kolon en ook my lumbar spine wat letterlik waar by jou stuitjie is. En van daar af was ek vir PET scans gewees. Ek was vir my eerste operasie was ek gewees om so 25 cm van my kolon te verwyder met al die limfkliere. Ja, die kanker was nie limfkliere natuurlik ook gewees. Ek het al die limfkliere verwyder en 'n maand later het hulle oopgemaak om my been te verwyder. Hulle het gedink dit gaan 'n 2 uur operasie wees, het uiteindelik uitgedraai het in 'n 5 uur operasie want die kanker het toe baie meer versprei. Daar was ander nuwe tumors in my been gewees. Self die dokter het aan die einde van die dag gesê dat eintlik al mense met minder tumors as myne geamputeer. En net by sê dit was maklik die seerste seer wat ek gehad het op die hele jaar. My been was letterlik vrot van die kanker gewees. En so dit was in Julie gewees en Augustus het ek begin met chemo. Ons het nou so bietjie voordat ons begin gesels het op kamera, gesels oor hoe belangrik dit is dat jou kop sterk is. Hoe belangrik is dit en hoekom sou jy sê is dit so deurslaggewend? Ja, een van die belangrikste goeders vir my in hierdie hele journey is letterlik 'n sterk kop en 'n positive mind, as mense so in Engels kan sê. So vinnig soos jy jouself kan siek dink, as ek jou vroeër gesê het, as jy dink as jy na 'n onderhoud toe moet gaan, begin jy 'n maagpyn kry en daai tas van goeder, so vinnig is dit ook dat jy jouself gesond kan dink. Ongelukkig negatiewe denke en so druk jou immuunstelsel ook af. Jy's reg vir enigiets, maar jy's reg om gesond te word. Maar is jy bang om dood te gaan? Weet jy, voor hierdie journey begin het, ja, was ek baie bang geweest om dood te gaan. Dit is nogal snaaks hoe hierdie 'n mens kan verander. Ek dink hierdie hele experience het my ook nader aan God gebring. En op waar ek hier sit, ek is nie bang om te gaan nie. Ek wil net my familie los nie. Jy lyk gesond en jy het net 'n paar dae terug jou chemo gehad waar jy 7 ure in die hospitaal gaan sit het en dan gaan sit jy nog terselfdertyd daar en jy gaan praat vir ander mense moed in. Hoe gaan dit nou met jou en hoe voel jy? Ek voel goed, maar ek voel sleg ook. Dit is nie chemo is die lekkerste ding om deur te gaan nie. Vandag waar ek hier sit is my kop verskriklik deur mekaar, my oë is hypersensitief. Dit is glad nie 'n lekker ding om te gaan nie, maar
Ek kry letterlik chemo op 'n Dinsdag en dan het ek so 'n chemobom wat ek dan kry vir 2 dae lank, so dan kry ek kry tegnies 3 dae chemo. Ek het vandag weer by die hospitaal gaan dat hulle dit kan uithaal want hy word connect hier so aan my port en heel toevallig hierdie keer was my port infected gewees. So dit was nogal seer gewees want is so lank naald dat hulle letterlik in jou bord indruk en red infected is dit nou 'n bietjie seerder gewees. Maar ek is bly positief nog steeds deur al hierdie goeders. Daar's nie een keer wat ek gedink het ek gaan dit nie maak nie, al was ek op 'n stadium in hierdie journey in hierdie jaar bitter baie naby gewees. Ek was af na 66 kg toe gewees. Waar ek oorspronklik voor ek gediagnoseer is met kanker was ek net so onder die 90 kg. So ek het bitter baie gewig verloor, my klere ek het soos 'n grys skeleton gelyk. Jy is 'n rekordbreker. Waar kom dit vandaan? Hoekom is Billy Kelly hierdie rekordbreker? Hoekom wil jy een rekord na die ander rekord verbeter? Ja nee, ek dink ek kom maar van kleins af, ek mas as jy maar ouer boetie is, jy hou nie op om te verloor nie. So my hele lewe lank ek het baie goed gedoen in sport en van ek het professionaal maar aan die einde van die dag is jy wil wen en kyk daar is nie 'n groter stage natuurlik as jy sê jy het 'n wêreldrekord nie. En dis hoekom is my lekker om die wêreldrekords te jaag en dis my lekker om ander mense te motivate om dat hulle ook kan rekords breek want daar is so baie rekords daar buite wat mense nie agterkom is eintlik 'n Guinness wêreldrekord wat hulle kan breek self by die huis nie. 6000 strikkies wat op een kar geplak word, aangebring word en dit is vir 'n baie mooi doel en jy doen dit saam met 2 pragtige vrouens en 'n derde kleindogtertjie van 9 jaar, Katie. Vertel vir ons van hierdie wêreldrekord. Toe ek nou obviously met kanker gediagnoseer was, toe het ek gesê voor as ek sou doodgaan, moet ek eers hierdie rekord doen. Want dit is naby aan my hart en dis kom ek voor aansoek gedoen het oorspronklik. So ons moet 6000 strikkies, dis awareness strikkies met ander woorde kanker strikkies op 'n kar plak. Een van die kriteria is dat nie een van die strikkies dieselfde mag lyk nie. So ons het besluit om mense se name op te sit. As remembrance van mense wat afgesterf het, mense wat tans kanker het. Nie net hulle nie, maar familielede wat ook deur dit gaan want mense vergeet baie keer van daai persoon wat kanker het of gehad het, se familie. Dit is net so moeilik vir hulle om deur dit te gaan. So ons skryf self hulle name daarop ook. So ons doen met Ribbons of Hope. Ons sit daai strikkies op om aan die einde van die dag hoop te bring vir al die mense met kanker. Maar besides that probeer ons geld ook insamel vir ander mense wat kanker het. Maar my goal is 30 maal 6000, is 180 000 rand wat ek minimum wil insamel en daai geld gaan vir die Pink Drive en vir die Sun Gardens Hospice. Die vrouens saam met jou is Anel Alexander en Babette en die dogtertjie Katie. Wat gebeur? Dis die 6de Desember. Kan ons daar wees? Gee vir ons die logistieke reëlings. So op die 16 Desember is ons by Reynolds en Silver Lakes en hulle het vir ons een van hulle karre gegee om die rekord op te attempt, so dis die Renault Duster. Nou baie mense sê maar Billy, hoekom kry jy nie vir jou 'n groter kar, 'n groter SUV om dit te doen nie, maar volgens die Guinness Association moet jy gaan en sekere spesifikasies doen. So ons kan 'n kleiner kar vat, ons mag nie 'n groter kar vat nie. Op die dag gaan ons dan daar wees, ons gaan strikkies plak, ons het 'n stage daar, ons het seker al 10 van die grootste musikante wat kom sing vir ons die dag. Daar gaan stalletjies wees, daar die ou van Kaapstad gaan 'n lam sponsor wat hy gaan raffles verkoop en al daai geld gaan vir die charities gaan. So jy kan 'n kans staan om 'n lam te wen, daar gaan springkastele wees. So dit gaan 'n lekker vandag wees net vir almal om uit te kom en as mense wil kom en 'n foto's langs die kar neem terwyl ons dit plak, ons gaan dit nou wel 'n bietjie afbaken dat mense nie naby die kar kan kom nie, maar mense kan ons daar nog steeds foto's neem van dit ook. Ek sien uit na die 6de, baie sterkte. So as jy wil betrokke raak, daai strikkie minimum R30. Maak net seker jou naam is daarop of die persoon wat jy aan kanker afgestaan het se naam is daarop. En dan kan ons 'n draai kom maak daar by julle en baie sterkte met die projek wat voor lê, maar ook met alles waarmee jy in jou persoonlike lewe besig is en veg die geveg
met oorgawe. Ons het 'n BackaBuddy account wat so in ander woorde mense kan gaan en hulle kan hulle geld deposit in die BackaBuddy en dan kan hulle skryf daarso by die comments want jy kan nou obviously 'n boodskapie skryf. Dan skryf jy die mense se name wie jy graag wil op hê en dan kan ons dit vir jou mooi opskryf. So as jy die 6de kom, as jy daar kan wees, dan is jy meer as welkom om jou naam te kom soek daar op die kar ook. Ja, so ek hoop om almal se donasies in te kry. Die geld gaan nie vir my nie, dit gaan nie vir Anel nie, dit gaan nie vir Babette nie, dit gaan nie vir Katie nie, dit gaan vir ander mense wat dan sukkel met kanker. Ons wil hulle ook net graag help en ek is nie reg om daar te gaan nie. Ek weet dis my die Hemelse Vader sê dis my tyd, is dit my tyd, maar ek is nie tans reg om te gaan nie want ek het nog so baie om vir ander mense te inspireer en vir ander mense te help. So ek is nog hier vir 'n rukkie.